Hoekom is julle so gemanierd vanoggend? Môre? Gaan dit goed? As jy vanoggend die eerste keer by ons is, of 'n besoeker is, so 'n mooi klein dogtertjie wil vir jou kaartjie uitdeel, wys net so waar jy is, min of meer, dan kan sy vir jou kaartjie bring, daar agter is iemand, en hier sit ook iemand, daar sy. So die ander van julle, terwyl sy hulle soek, groet dan net, ek bedoel, Windhoek is daarom ordentlik, so groet maar net die mense om jou, en onthou jy mag nog vra, wat is jou naam nou weer? So welkom vanoggend, my naam is Frans Burger, ek is blikbaar die dominee hier. Dan sien ek daar's mense wat vandag verjaar. Leon, waar sit jy? Die verjaar vandag, waar? Daar sit hy. Leon sê hy is 23 met so 'n paar jaar ondervinding. Wie's nog hier vanoggend? Ronel, jy hier? Wie? Abri hier. Julle moes vir Abri vandag gebring het. Al sy kinders is hier, maar hy is hier nie. Hy is 22 met 'n paar jaar ondervinding. Wie sal nog wat hier is? Daar is hy. Maar geluk vir die wat vandag verjaar en die wat hierdie week verjaar. Ek dink ons moet hom net veels geluk, liewe maatjie, of wat sing ons? Hey. Ek hoop het is 'n mooi dag en nog 'n beter jaar as die een wat verby is. Kom ons kyk gou na een of twee afkondigings. Louis se tema en se tekste vir die week, die Radiokerk en Kanaal 7, geskenk van God. Ek wil gou hoor, wie gebruik die kalender op hierdie masjienkies? Net so. Nou, steek bietjie hoor op dat ek hom net kan sien. Dis op die foon. So sal jy hulle belangstel as ons die kerk almanak. Okay, I'll do that. Okay, daar is hy. Terugvoer, wie moet iemand terugvoer gee? Kaman, waar is jy? Gaan iemand praat? Gaan iemand iets sê? Hier kom Kaman, daar is hy. Connect Camp, ons het hom gehou voor die skole nog begin het, sodat niemand 'n verskoning het oor sporte en oor wat ook nie. Michelle, jy sê nie skool nie, jy kan maar sê Antie. Baie visse gevang en toe eet ons burgers. Na dit toe het ons weer Bybelstudie. Toe het ons na dit toe gaan ons terug, toe gaan vang die seuns nog vis. Toe ons meisies in die tent weggekry het want ons was te bang. En toe het ons aan Bybelstudie, toe eet ons, toe die seuns gebraai.
En toe die volgende oggend toe pak almal net op en toe gaan hulle. Ek neem aan die vis is gebraai. Het hulle die vis gebraai? Nee, hulle het terug in die dam gegooi. Nee, die vis het self teruggeloop. Ja, dat is waar. Ons het of hulle die vis in daar so 'n klein splashpool en hulle die babers in die splashpool gegooi. Daar was planne met hulle en toe ons die volgende oggend wakker word, het hulle self daar uitgewikkel en terug. Dis van babers. Hy wikkel vir homself terug. En het jy dit geniet? Natuurlik. Dit was baie lekker want ek was weg van my susters af. Baie dankie, Michelle. En dan is daar, wat is die volgende slide? Is dit dalk die ons volgende kamp? Okay, ek weet nie of hy dalk hier is nie, maar die volgende kamp is nou vir die laerskoolkinders en daai susters waarvan sy weggekom het. Daar is hy. Daar is hy. Daai twee sissies is deel van hierdie kamp. So hulle kan nou weer wegkom van hulle ou sis af, né? Nee. Maak vir my sin. Dis die graad 4, 5 en 6 en ons kamp hierdie keer op 'n heel ander plek, is op die Meiburgse plaas naby Friedenau-dam. Maar daar is ook 'n dam en dit beloof baie modderige pret te wees. So inskrywings sal van hierdie komende week of sal ons inskrywings neem daarvoor. Baie dankie julle. Dankie Carmen. As hy. Ron, jy kan net teruggaan na nog een. Daai huishulp tee, Saterdag 7 Februarie. Daar's nog 15 kaartjies beskikbaar. Wou jy iets gesê, Therese? Waar's Therese? Daar's jy. Wil jy niks sê nie? Kom net, sê sy. So as jy enige inligting wil kry hoe om dit reg te kry, praat met Therese na die tyd, hoor. Nog een. 13 tot 15 Februarie het ons op pad met ons huwelike. Johan gaan vir ons dit aanbied. Ons vra R500, dis Vrydag aand 'n bietjie, Saterdagoggend tot hier by middagete, Saterdag aand te ete saam en Sondagoggend sluit ons af in die kerk. So almal wat getroud is. Kyk gou vir jou maatjie. Sien, julle is te lank getroud. Daar kom nie eens 'n smile op julle gesig nie. As jy dit vir 'n bruid en 'n bruidegom sê, dan kry die tande onmiddellik warm en hulle kom uit. So julle het almal hierdie naweek nodig. Nee, Johan? Ja. So ons nooi julle. Praat met Johan of praat met my. Ons sal ook nog inskrywingsvorms en goed reg hê. Dan die tieners. Belydensklas vanmiddag 5:00. Daar bo in die jeuglokaal. En dan so van 5:30 af is die ander tieners welkom. 6:00 begin ons, en 7:00 sal ons klaar wees vanaand. Save the date, dit is vir die vrouens se oggend, 14 Maart, en julle kan met Betsy praat vir meer inligting. Is dit reg? Betsy sal nog vir my in die week sê, as ek meer kan sê. 27 tot 29 Maart het ons gemeentekamp. Daar is die kostes min of meer, jy kies waar jy wil bly, en jy kies wat jy wil betaal vir die gemeentekamp. Die gemeente het baie lanklaas 'n kamp gehad, hoor ek. So jou gesin is welkom. Ons gaan goed saam doen. Ons gaan apart doen. Ons gaan die manne bietjie partykeer uithaal en die vrouens op hulle eie sit, die kinders op hulle eie, ander keer as gesin saam. So ek nooi julle almal om lank daai datum vas te maak. Dankie. Dankie vir almal wat vanmôre gehelp het om hierdie moontlik te maak. Hoor hoe klink Psalm 100. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Maar die Here is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Dien die Here met blydskap. Die natuur doen dit, né? Julle weet mos, wat is 'n roos se werk? Hy moet roos. So wat is 'n kameeldoring se werk? Hy moet kameeldoring. En wat is jou werk? Jy moet
mens, maar met jou eie naam, nee? Dan loof en prys en verheerlik jy die Here die beste, as jy is. En daarvoor nooi hy ons, kom, loop saam. Ek sal jou leer hoe om jy te wees. Nie die een wat die wêreld opgevoeder het tot nou toe nie, maar die een wie God bedoel het toe hy jou gemaak het. Dan kan jy God die beste loof en prys. Dit is my lekker om julle in hierdie God van liefde sy naam te kan groet vanoggend. Sê genade en vrede van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons is saam in God se teenwoordigheid en nou gaan ons om loof en prys. En hier by ons werk dit so dat as jy nie mooi kan sing nie, dan moet jy hard sing, want dit is ook hoe jy God loof en prys. Kom ons staan.
die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God
been through rain. We've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with you. You've burned the truth on our lips. Shout to the north and the south. Sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly. We'll shout to the north and the south. Sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Shout to the north and the south. Sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Oh, Lord of heaven and earth. Oh, Lord of heaven and earth. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat Hy ons Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste liefgehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God vermoere uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Deur sy Gees die wondergawe, laat Hy wederliefdesvrui en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugheid. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy Seun al weer gestalte in ons doen en late vind. In ons doen en late vind. In ons doen en late vind. Here Jesus, dankie dat ons as gemeente voor U kan staan en aan U die lof, die eer en die aanbidding bring. Dankie Here Jesus dat U hier is. Nie omdat ons hier is nie, maar omdat U sê dat U elke dag by ons is. U die een wat uit die doodheid opgestaan het, U die een aan wie al die mag behoort. Dankie dat U hier is en luister en hoor hoe ons U loof en prys, hoe ons sing, hoe ons U naam groot maak. En dankie Here dat U soos 'n pa na ons kyk en glimlag, want die kinders kom na U toe. Here Jesus, as ons vanoggend verder gesels en bietjie uitbrei oor U as die Skepper, help ons ontdek meer van wie U is, van wat U karakter is en wat U ingebou het, Here, sodat ons kan leef. Ek loof U naam daarvoor. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Al die kinders, julle kan hier vorentoe kom, laat ons kyk of die poppe hier is vandag. Hulle is verskriklik.
Al die kinders. Ek wonder of julle kan onthou wat is hierdie poppe se name? O, jene. FJ, kom sit hierdie tweede ry, dis nader aan die poppekas man, dan ek is te dik, julle gaan nie om my kan sien nie. Sommer die tweede ry daar, of sommer net hier op die. Daar is hy. Nou, is julle reg om te sing eers? Nee, ons moet 'n kinderliedjie sing. Dink julle nie so nie? Wat sing ons? Wat is die volgende slide? Hy hou die hele wêreld in sy hand. Ken julle dit? Nee, dalk soms. Wie ken die moves? Ken jy die moves? Wil jy by my kom staan? Of hulle wys? Kom. Ek ken nie die moves. Right, julle kan maar gooi. Sy. Nou, waar is Trompie is kom hulle hier. nou. Hallo Trompie. Hallo. Hallo maatjies. Wat is haar naam nou weer? Hallo maatjies. Soekie, laat ek jou arm help, ek sit vas. Daar's hy. Welkom julle twee, hoe gaan dit? Goed, dankie oom, hoe gaan dit? Gaan met my altyd goed, dankie. Altyd goed. Soekie, gaan met jou? Dit gaan so goed met my oom. Hoe so? Het oom gister die mooiste sonsak gesien? Wow, ja, het julle En dit ook leeu's. gesien? En leeu's. Het julle Ek het 'n gister leeu gesien. Het jy leeu's gesien, Trompie? 'n Groot leeu. Ja, maar Lapland is 'n wille plek, hè. Ja, leeu's. Nou watter dier is die favourite dier vir jou, Trompie? Leeu. Soekie vir jou? Pikkewyn. Pikkewyn. Genade. En wat is julle favourite diere? Sê gou. 'n Leeu. Mooi. Nou, waar kom al hierdie goed vandaan? Weet julle, waar kom die leeu's en die sonsondergang en waar kom dit vandaan? Weet julle twee? Weet julle? In die veld. Dit kom uit die veld. Waar kom die veld vandaan? Op die berg. Het Jezus dit gemaak? Het Jezus dit alles gemaak? Trompie, het julle dit geweet? Nee. Ja? So, hoe het Jezus dit gemaak? Weet julle dit? Hy het modderkoekies gebak. Modderkoekies? Dink julle so? Modder Ek dink Soekie is reg. en water. As jy water en grond bymekaar sit, net Trompie, wat kry jy? Modder. Modder. En toe wat maak God toe hy water en modder het? Of modder het, hoe maak hy? Diere. Bome. Modderkoekies. Hoekom dink julle is die een so dik en die ander een so lang nek en die ander een plat op die grond? God het gespeel toe hy dit alles gemaak het. Is dit nie mooi nie, Trompie? Dis baie mooi. Baie mooi. So jou favourite dier het God ook met sy hande gevorm Die leeu. as 'n modderkoekie, met die leeu. En toe blaas die Here en toe sê, "Ah!" Cheetah ook. Maar cheetah sê miau. Okay. So, julle gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat, as julle reg. Voor julle hardloop. Die laerskoolkinders gaan saam met Kamer na die vertrek regs. Die voorskoolse kinders is welkom om na die linkerkant se vertrek in die hoek toe te gaan. Daar gaan hulle lesie kry en saam kuier en speel. So, baie dankie. Dankie julle twee, julle kom kuier het. Bye maatjies. Baie maatjies, baie oom. Bye. Daar gaan julle. Bye.
nog al, né? Jy onthou nie eers jou naam nie. Dan sê dankie Trompie Soekie. Julle kan maar weer by die beskawing aansluit daai Lapland uit. Das sê. So hierdie hele jaar praat ons oor God se koninkryk. Nou vir 'n koninkryk moet daar 'n koning wees en dis God wat van altyd af tot altyd daar is, ewig tot ewig. En toe hy oor die water sweef, toe is daar niks, toe maak hy vir hom 'n grondgebied. Want 'n koning het 'n land nodig. Hy maak die aarde. En as jy 'n koning is met aarde, dan moet jy mense hê wat deel is van die koninkryk. En toe maak God mense. En hy gee een reël. Los daai boom in die middel uit. Moenie van hom eet nie. En natuurlik, toets dit met 'n 2-jarige, né? Die oomblik as jy sê, moenie dit doen nie, dan hoor hulle net, hier's 'n nuwe idee. Kom ons probeer dit. So moenie eet van die appels nie, en sê jy van, ek wonder hoekom nie. En toe kom jy help die slang aan met dit. Maar ons sal later 'n bietjie meer daaroor praat. En wat doen hulle? God het vir die mens sy grond gegee en sê, heers namens my. Heers namens my. En die mens verkoop toe die grond aan die duiwel. En daarom moes Jesus Christus terugkom. En as mens kom sterf, sodat hy die grondgebied kan terugkoop vir die koning, wie sin dit eintlik is. En vandat Jesus dit teruggekoop het, begin God met nuut maak. En deur die jare gaan ons die storie loop, hoe God alles voorberei het, van hulle dit verkoop het, tot Jesus dit kon terugkoop. Dis waaroor hierdie jaar gaan, hoe God sy koninkryk kom herstel het. En intussen, waar ons nou is God wil nuut maak. Die koning is besig om nuut te maak. Hy is besig om ons, die mense wat hy gemaak het, voor te berei, sodat ons weer sy beeld kan wees. Weer die aarde namens hom kan bestuur en kan beheer. So God is besig om die natuur nuut te maak en jou en my nuut te maak. En eendag, wanneer die tyd reg is, bring hy die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde na ons toe. En hy gaan tussen ons bly en saam met ons wees. Die eindstorie. Ons begin by Genesis 1 en 2. Wat ek wil hê jy moet ontdek vanoggend, is in elke iets wat God gemaak het, kom daar 'n stukkie van sy karakter. Van wat hom God maak. En wat hom oopmaak vir jou en my om te kan ken. Kom uit elke dag. Kom ons begin, as julle verstaan. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Aand geword, het môre geword, die eerste dag. Alles woes, leeg, daar was niks. En uit die niks uit, wat chaos is, want dit het gebeur soos dit wil, die winde het gewaai soos dit wil, chaos is, begin God orde skep. Laat daar lig wees, en hy skei die lig en die donker van mekaar. Let op, daar was nog nie son nie. So wie is die lig? God. God is die lig, en hy het sy lig net laat gebeur, deur dit te sê. Wat sê Jesus in Johannes 8 vers 12? Ek is die lig vir die wêreld. Van voor dag 1 af amper het God bewys, ek is die lig vir die wêreld. En lig is goed, sigbaar, orde, mooi, deursigtig, donker, chaos, die mekaar, stres, moeilik, God lig. As jy dit sou glo, wat sal in jou lewe moet verander? Dat God lig is
en die duisternis skei van hom af. Wat moet verander in jou lewe? Watter deel van jou lewe is chaos? Wat God sy lig oor wil laat skyn? Watter deel van jou lewe, watter verhoudings is donker? Stikkend, wat God orde wil bring. Die lig wil laat skyn. Watter deel steek 'n ou weg? Wat God weet, maar hy wil sy lig daar laat skyn, sodat uit die chaos uit orde kan gebeur. God is lig, en dit skyn in elkeen van ons se lewens. Vers 6, toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, droë grond sigbaar, en so het dit gebeur, en die droë grond aarde genoem, en die waters wat bymekaar gekom het, het hy see genoem, en God het gesien dat dit goed is. Orde, struktuur, elkeen op sy eie plek, wette, elemente, wat ons in die natuur optel. Hy beheer dit, want hy het dit gemaak. Onthou julle daar in Markus lees ons van Jesus wat net vir die storm sê, gaan lê en bedaar. En onmiddellik luister die natuurmagte vir hom en dit bedaar. So God het nie gemaak en opgewen en nou is die natuur en die aardbol nou op sy eie en dit maak en breek soos dit wil en dit verwoes en nee, Jesus het kom wys dat God steeds in beheer is daarvan, dat God steeds soos wat hy gemaak het, orde en struktuur gee. So wie bepaal of dit droog is en of dit baie reën? El Nino? Ek hoop ek los vanoggend meer vrae as wat ek antwoorde gaan gee, hoor. Want ek is nie so slim om hierdie goed te antwoord nie. Wie bepaal vloede? Wie beheer dit? Of het God beheer verloor? En die wêreld voeter nou maar aan die natuur op sy eie en maak soos wat hy goed dink. As ek glo, God is in beheer. En God het hierdie goed gemaak, die natuur met al sy kragte en sy mooi. En hy is vandag nog in beheer. As ek dit glo, en dit word droog, wat sê dit oor God? Straf hy my? Nou is daar 'n vloed, die wildtuin, arme seekoeie en krokodille is die wêreld vol nou. Straf hy? Ons lees verder. Vers 11. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. En so het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien is goed, dit het aand geword en dit het môre geword, was die derde dag. Wat se karaktereienskap sien jy raak? Oorvloed? Spandabelrig te veel? Mooi? In die wat hy gemaak het, gee hy die vermoë om te groei, om te vermeerder. God skep potensiaal, groei, nog. En hy is definitief nie synig nie. En as jy wonder daaroor, gaan kyk na die plante. So wat moet verander in jou lewe as jy hierdie karaktereienskap van God glo? Dat God oordadig te veel maak en gee en groeipotensiaal gee. Dalk moet jy ophou stres.
oor wat gaan ek eet môre? Oor wat gaan ek aantrek? Is dit nie maar wat Jesus ook gesê het nie? Kyk na die lelies. Kyk na die natuur en sien wie is God wat dit gemaak het. Is jy nie meer werd as dit nie? Hoe gaan jou lewe lyk as jy regtig, dit wat ek bely oor God, dat dit God is van oorvloed, as ek dit regtig glo en leef, gaan ek dalk my eie oorvloed wat hy reeds vir my gegee het raak sien en dalk meer vrygewig daarmee te omgaan. Gaan ek dalk oorvloed in my lewe sien en uit dankbaarheid leef en ophou jaag en stres na nog en nog en nog. Want God is in beheer en hy gee dit. Kom ons gaan aan, vers 14. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Is interessant, nou maak hy eers die son, nee. So wie die plante laat groei, want hulle het lig nodig te fotosinteer. God, wat lig is. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het 2 groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers en die kleiner om snags te heers en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas en om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien dit is goed. En dit het aand geword en môre geword en dit was die 4de dag. Is dit nie mooi nie? Ek dink God hou verskriklik baie van musiek, want hier sit hy 'n ritme in. Dag en nag. Dag en nag, as dit donker word, rus, as dit lig word, werk. Wat doen ons? Ons maak elektrisiteit. Nou kan ons wanneer ons moet rus aanhou werk, sodat ons kan slaap as die lig skyn. Nee, sodat ons meer en meer en meer kan bymekaar maak, sodat ek nie hoef te worry of daar genoeg gaan wees nie, so ek vertrou ook nie vir God om, hoor julle, wat het ons aangevang? Is dit nie mooi nie? Ritme, dag en nag, somer en winter, herfs, en so wissel hulle van mekaar. En so presies. Gravitasiekrag is dit wat alles bymekaar hou. En gravitasiekrag is so fyn. As jy 'n liniaal sou kon maak van die weste tot die ooste van die heelal. En die liniaal is ingedeel in millimeterblokkies. En jy maak die gravitasiekrag 1 millimeter te veel, dan val alles in mekaar. En as jy die gravitasiekrag 1 millimeter te minder maak, dan skiet alles uit mekaar uit. So presies, so perfek het God gemaak. Alles is in sy hand, presies detail. So hoekom is jy gebore in die gesin waar jy gebore is? Per ongeluk? Hoekom bly jy in Windhoek? Hoekom werk jy waar jy werk? Hoekom is jou bure? Ag, sommer net ene tog. Wie worry tog nou daaroor? As God die heelal so perfek uitgewerk het, dink jy nie hy stel in die detail van jou lewe ook belang nie? Elke stukkie. Aan die een kant vrees aan jaand, nee. Dan is daar 'n paar goedjies wat ek wegsteek en nou wil jy vir my sê Frans, hy weet dit ook. Ja, hy weet. Want hy stel in elke stukkie detail belang. So kan ek met hom praat oor enigiets? Natuurlik. Kan ek dink, hierdie ding is dan wragtig nie vir God belangrik nie? Nee, maar dit is vir hom belangrik. Want jy is vir hom belangrik. Sy skepping is vir hom belangrik. So die vraag wat jy moet vra is, hoekom gebeur goed in my lewe? Hoekom bly ek hier waar ek bly? Hoekom? Wat wil God van my hê hier waar hy my neergesit het? Hoe hy my neergesit het, met watter talente en gawes, met my persoonlikheid, met alles. Wat vra God van my? Want hy het dit so beskik, presies beskik. Ons gaan verder, vers 20. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg.
En God het 'n groot see diere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien is goed. En toe het God hulle geseën en sê wees vrugbaar, word baie, bewoon al die waters in die see en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die 5de dag. Nou as dit nie sê God is kreatief nie. En as dit nie sê God hou van speel nie, en van verskeidenheid nie, en van oorvloed nie, en van verskille nie, dan weet ek nie wat sê dit nie. Wanneer laas het jy gestop, gaan sit en gekyk en dit geniet? Julle moes hy mannetjies gesien het wat hy babers vang. Dis hoekom in die Bybelstudie gebank het en ek neem hulle nie kwaadlik nie. Dis die awesome wat God gemaak het om te geniet. Om te sê kyk net na die verskeidenheid, kyk net na die oorvloed en jy is net so gemaak. Oorvloed wat ek gee, maar jy moet stop om dit raak te sien, om dit te geniet en ophou jaag en jaag en jaag. Meer daaroor, vers 24. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voorbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard, en so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, en die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard, en God het gesien, dis goed. Elkeen na sy aard. Nie die een uit die ander een uit met min of meer dieselfde nie, elkeen op sy eie, na sy aard. En toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het toe die mens so geskep. En sy opdrag was, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook die diere wat op die aarde kruip. Modderkoekies, want daar is elkeen 'n ander shape, en elkeen kom anders uit, en God se kreatiwiteit, as jy kyk na die diere, en na die visse, en na die voëls, it's amazing, elkeen na sy aard, elkeen na sy aard. Hoekom? Het jy al ooit vir jouself die vraag afgevra, hoekom het God dit so mooi gemaak, en so presies, vir jou, sodat jy saam met hom kan stap elke dag en dit kan geniet. Dit kan geniet. Hoor hoofstuk 2 vers 7 hoe God jou gemaak het. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem ingeblaas. Hoor julle, stof en water gee modder? Nee, is nie so ver gesog wat die poppe praat nie. God het jou gevorm. Hy het nie net 'n woord gespreek en boem, daar is jy nie. Hy het jou gevorm. So as jy by die huis kom, gaan kyk in die spieël en bewonder wat God gemaak het. Ja, ek weet, party het 'n bietjie krimpies bygekry en al daai goede, maar is nog steeds wat God gemaak het. Bewonder en loof hom daarvoor. In die detail, in dit wat werk, die oog, die hand, die tong, alles soos God dit wil hê, detail in jou belang. Alles. So wanneer jy in die spieël kyk, ervaar liefde. Ervaar hoe die God aan wie al die mag behoort, wat alles gemaak het, na jou kyk elke dag in liefde. Nie in, kom ons kyk, waar gaan hy verkeerd doen? Daar doen jy alweer verkeerd, kry vir jou kar word gestamp of wat ook al. In liefde. En die manier hoe hy jou gemaak het, sê presies dit. Maar jy moet stop. Dit sien
dit toelaat, dit ervaar. Anders, net nog 'n dag verby. Genesis 2, in die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. En op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al sy skepingswerk wat hy gedoen het. Dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde. Hierdie is die mooiste vers nie. Ritme en dan rus. Rus. So wat beteken rus? Moeilike vraag. Beteken rus dat ek gaan nie kantoor toe nie, maar ek sit by die huis en ek beplan vir die week? Nee, is nie rus nie. Beteken rus dat ek die hele Sondag lê en slaap en nêrens heen gaan nie? Nee, is ook nie rus nie. Maar as jy dit nodig het, doen het. Wat beteken rus? Dat die Skepper God, wat 6 voldae gevat het om alles te maak wat ons sien, vir homself 'n dag afvat om te rus. Wat beteken dit? Jy het gewonder wat het God gedoen op die 7de dag. Ek dink hy het net gekyk en geniet. En gesmyl vir die bobbejane wat te keer gaan, en gelag vir die seekoei, en die krokodil jammer gekry omdat hy plat is, en net geniet. Geniet met 'n blye hart. Jesus sê, Matteus 11, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. Rus gee. So rus jy. En hoekom kry jy dit nie reg nie? Wat jaag jou, sodat jy kan ontspan, die Skepper God kan vertrou vir wat hy gedoen het, en in sy oorvloed kan floreer en rus? Hy vraag kan ek nie vir jou antwoord nie. Jy moet homself antwoord. So die karaktereienskappe van God is, hy skep uit wysheid uit, bring hy orde. Dit wat hy maak is goed. Elke dag kyk hy en sê, dis goed. Hy skep met almag, hy spreek en dit gebeur, en ander kere sit hy detail en hy vorm en hy maak. Hy's intiem betrokke, hy's naby, hy's vrygewig, hy sorg. Ervaar jy dit in jou lewe? Jesus sê, kom en volg my. My juk is sag. My las is lig. Is dit jou lewe? As dit nie is nie, gaan lees Genesis 1 oor en oor en oor, tot hierdie karaktereienskappe vir jou begin sin maak, en jy vir jouself begin sê, maar ek is 'n fool. Ek kan God vertrou. En hoe doen ek dit? Stukkie vir stukkie. Een dag op 'n slag, maar ek kan dit nie doen as ek nie erken, ek vertrou hom nie. Ek sien nie sy mooi en sy almag raak nie. Ons bely hierdie goed in die kerk. Dis God se uitnodiging vir oggend. Kom sit in dit wat ek gemaak het. Stop. Kyk. Hoor wat sê die natuur oor wie's ek, sê God. Mag jy dit ervaar? Hoe God met liefde na jou kyk. En aanhou net bly sê, ek's lief vir jou, ek's lief vir jou, ek's lief vir jou. Kom en volg my. Ek wil nuut maak. Amen. Sit 'n oomblik net met waar jou gedagtes nou is voor God en praat net met hom vir 'n oomblik daaroor. Dankie Here Jesus dat U weer eens nooi. Kom na my toe.
Kom sit in dit wat ek gemaak het en sien my raak. Sien my karakter, my oorvloed, sien die orde, sien die lig, ervaar dit, beleef liefde, omgee, sorg, naby en intiem. Here Jesus, maak ons harte oop daarvoor. Maak ons harte oop dat ons dit kan ervaar en beleef hoe U na ons kyk in liefde. Here, help ons om raak te sien hoe ons besige programme en ons stres en al hierdie goed steel, hierdie heerlikheid van in U teenwoordigheid te kan leef. Help ons Here om in ons eie lewens raak te sien hoe ons eie besig wees ons wegvat. Help ons Here om meer en meer te verlang, om by U te wees en by U te sit en te geniet alles wat U gemaak het. Dankie dat ons kan deel wees daarvan. Dankie dat ons kan sien. Dankie dat ons kan leef, want U gee dit. En daarvoor loof ons U naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Day be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, to right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no change when Jesus comes. Day be the day. He'll come for the weak and the strong just the same. And all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long
you'll come, stand face to face, come and lay it all down, 'cause it might be today. Time is right now, there's no need to wait. Past will be washed by the rivers of His grace. Jesus comes with the winds of love. May you return, heal every hurt, and right every wrong. Into my life, come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Dankie vir Jackson en Jill. Kom ons wil iets sê. Eers na die tyd. Kom ons staan en dan sluit ons af. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis 'n nuwe nag weer. Die tyd is hier om die Heer te prys. Wat my mag gee, niemand ook al voorbee. Mag ek steeds sing wanneer die aanstel reis. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die liefde is groot, die geduld onmeetbaar. Die hart is goed en die juk is saag. Oor al die genade sal ek altyd los sing. Die duisend lewens wat my hart kan smaak. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer,
Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Mag jy, as jy rondstap, die verskeidenheid, die detail, die mooi, die morsig te veel, die oorvloed, die heerlikheid van dit wat God gemaak het, mag jy dit sien en hom spontaan loof en prys. En mag jy die karakter onthou, en onthou, God wil dit vir jou ook gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elke een van julle wese en bly. Amen. Gaan ons die amen moet Amen. 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 Ek dink Henry as voorsitter wil vinnig iets sê. So sit gou 'n oomblik, dan is ons klaar daarna. Die tee sal nie brand nie, moenie worry nie. Vriende, môre, wat 'n voorreg om op hierdie nuwe jaar weer hier te kan staan en sommer net vir julle almal welkom sê. En welkom vir die besoekers, of as jy 'n nuwe lidmaat is hier, of besluit jy wil hier aansluit na ons toe kom, deel word van ons hierso, as gesinskerk en op pad met Jesus. Baie welkom. Ek wil net, as jy nou sien die afkondigings daar vir die volgende maand en 2, daar's verskriklik baie dinge wat plaasvind hierso. Mens weet, dis die begin van die jaar, maar as jy sit daar en jy voel in jou hart, ek hoor daar, ek wil daar wees, ek wil kom kamp, ek wil hoor wat die Here vir my sê in die natuur. Moenie worry oor daai finansies nie. As jy daar wil wees en jy voel, nee, ek kan nie dit bybring nie, want die kinders is in die skool en alles is nie, bel vir Susan, bel vir Frans, ons maak planne, daar is altyd plek vir planne tussen ons. En, want dit sal 'n voorreg wees, en dit sal lekker wees, as ons groot groepe kan opdaag daar. 'n Kamp is altyd 'n lekker ding, jy dink, joh, ja, allerlei pakkery, en, wou, hoe gaan ek weer dit kry? Ek het hier 'n yskasie, ek het hier 'n bedrol, ek het hier whatever jy nie het nie, daar is verblyf. Kom net, vra, sê, ek nie 'n friets om my vleis in te lei nie. Ons maak planne. En asseblief, moenie dat finansies vir jou terughou daarvan af. As jy regtig voel jy wil gaan, kom en praat met ons. Ons maak planne vir dit. En Frans, jy het nou gesê kameeldoringboom. Dis 'n kameeldoringboom. Ek sal vir jou sê, as jy mooi kameeldoringbome nou wil ry, dan ry jy Dorpus toe. As jy daar so oor hy berg kom en hy Kaaprivier lê so voor jou, daar's groot kameelbome en hulle is goudgeel van die blomme. Gistermôre vroeg toe ek daar so oor ry, toe voel dit vir my so amper, dis soos die paradys lyk. Dit is ongelooflik, hy prentjie wat jy sien daar oor. So mooi is die natuur nou daar buite. Julle moet lekker braai en lekker, daar is koekies vanmôre, muffins, cupcakes, so wat is daai goedes. Geniet hulle en geniet die tee saam. En geniet jou gesin vir die week. Dankie. Dankie Henry, mooi Sondag vir julle.